Jy is gebore met ongeveer 100 miljard neurone in jou kop en ongeveer 25 miljard sinaptiese verbindings. Dit is die harde ware. Maar hier is wat niemand jou vertel nie. Jy is gebore met meer neurone en verbindings as wat jy vandag het. Beteken dit jou brein is leeg? Nee. Die primêre oorlewingsfunksies is reeds ingebedraad, ingewire sal ons maar sê. Eet, toilet toe gaan, huil, sien, asemhaal. Maar die res is 'n leeddoek, 'n blank canvas soos wat hulle sê. 'n Ruimte vir oneindige potensiaal, vir 'n unieke identiteit, vir jou om te word wie jy is. En dan gebeur die lewe. Teen die ouderdom van 7 het jou brein van 25 miljard verbindings na minder as 'n triljoen verbindings gegaan. Nou wat het hier gebeur? Jy het begin rekord hou. Elke ervaring, elke klank, elke reuk, elke aanraking is in jou brein se boek ingeskryf. En saam met daai data het jy nog iets ingeskryf, die betekenis daarvan. Wat jy aan daardie ervaring gegee het, is ook iets hoe jy voel oor daai ervaring, sal ons maar sê. Dink aan die eerste keer wat jy 'n hond gesien het. Jy het 'n hond gesien, gehoor, geruik, aangevat, maar saam met daai data het jou brein 'n betekenis daaraan gegee. As jy 'n positiewe ondervinding met daai hond gehad het, veilig en lekker, het jy geleer honde is vriendelik. As die hond jou bang gemaak het of jou gebyt het, het jy geleer honde is gevaarlik. En dit is die ding wat jou lewe vernietig. Die volgende keer wanneer jy 'n hond sien, het jou brein nie die nuwe hond geëvalueer nie. Dit het jou ou ervaring herhaal en dit het dieselfde betekenis toegepas. Teen die tyd wat jy bewuslik kon dink, het jou liggaam reeds gereageer. Dis nie net honde nie, dit is geld, dit is verhoudings, dit is sukses, dit is liefde. Jou brein gebruik jou verlede om jou hede te voorspel. En dis verkeerd, dis nie reg nie. Dit is 'n ou program wat nie meer vir jou werk nie. Maar jy kan dit oorskryf. Jy kan nuwe verbindings skep. Jy kan die betekenis verander. Maar dit beteken dat jou huidige reaksies moet jy agterkom, nie die waarheid is nie. Dis die storie wat jy vir jouself as 'n kind vertel het. So ek vra jou, watter storie het jy as kind geleer wat jou vandag nog terughou, wat vir jou vandag nog keer? En is jy bereid om dit te herskryf? Dis my boodskap vir die dag. Mooi bly en ons praat binnekort weer. Totsiens.